Goeiemôre geliefde van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Nou, ons is besig om 'n bietjie te gesels oor geloof. En ons het in ons eerste episode vasgemaak dat die hele nuwe verbond is gekoppel en staan op geloof. En jy kry slegs toegang tot die nuwe verbond en die beloftes van die nuwe verbond deur geloof. Die nuwe verbond wat Jesus met sy bloed vir ons kom bevestig het niks te doen met ons werke nie. Nou weet ek, baie mense gaan onmiddellik spring na Jakobus wat sê sonder geloof is jou werke dood. Ons gaan nog by dit ook uitkom. Ek praat spesifiek van werke van die wet. Ons kan nie geregverdig word voor God deur ons werke van die wet nie, en ons kan ook nie toegang kry tot sy beloftes in die nuwe verbond deur ons werke van die wet nie. Maar ons het dit redelik deurgetrap in die vorige episode. So, in vandag se episode wil ek begin om te vertel wat is geloof nie. En ons gaan dalk so 2 of 3 hier aan spandeer, dat ons net eers ontslaa raak van ou maniere van geloof, van ou opinies, of van ou maniere van na hierdie dinge kyk. En die eerste ding wat ek wil vandag met ons deel, wat geloof nie, is geloof is nie uit jouself nie. Dis nie om op jou tande te byt en harder te probeer nie. Romeine 10 vers 17 sê vir ons die volgende: die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Geloof kom nie uit jouself nie, dit kom deur die woord van God. Geloof kom nie deur harder te probeer nie, geloof kom deur die woord van God. As jy dit op 'n ander plek soek of op 'n ander manier probeer, gaan jy net gefrustreerd raak. En jy kan ook net glo wat jy weet wat die woord sê. As jy nie weet dis 'n belofte vir jou in die woord nie, as jy nie weet dis deel van die nuwe verbond nie, kan jy nie daarin glo nie. En dit klink dalk te eenvoudig om dit selfs hier te noem, maar hoe meer ek met gelowiges te doen kry, hoe meer kom ek agter hoe min weet mense van die woord. Meeste mense se kennis van die woord is dit wat vir hulle gepredik word, of op 'n Sondag, of op YouTube, of op allerlei ander platforms. En hoor my asseblief mooi, ek val nie jou prediker aan nie, ek val nie predikers op YouTube aan nie. Daar's awesome mense wat fantastiese boodskappe bring. Die punt wat ek wil maak is dat jy kan net glo wat jy weet wat in die woord staan. Gaan lees dit vir jouself en vra Heilige Gees om dit vir jou openbaring te maak. Jy het dieselfde Heilige Gees as daai prediker. Hy kan en wil sy woord aan jou ook openbaar. Moet verseker ook nie alles opet wat ek vir jou sê nie. Gaan ondersoek dit in God se woord vir jouself. Dis hoekom ek soveel keer daarop aandring is, gaan lees die tekste wat ek vir jou gee, en gaan lees voor dit, en gaan lees na dit, en maak seker ek ruk nie hierdie goed uit verband uit of uit konteks uit nie. 'n baie goeie voorbeeld hiervan is die populêre prediking en siening vandag rondom genesing. En dis dat God nie almal wil genees nie, en dat God mense siek maak of siek hou om hulle iets te leer. Dit klink dalk reg. En ons kan almal verseker 'n paar mense in ons lewens opnoem wat by hierdie stelling sou inpas. Maar hier is totaal onskriftuurlik. Ek daag jou uit om hierdie stelling in die woord te bewys. Nie uit jou of ander om jou se ervaring nie, maar uit die woord. Moenie vir my kom sê, ja, maar oom Jan, hy was so groot man van God en hy is steeds dood van kanker nie. Ons kan nie die evangelie verander om by ons ervaring in te pas nie. Ons moet eerder kies om ons ervaring te verander, om gehoorsaam te wees aan die evangelie. Onthou, geloof kom deur die woord van God. En ek baseer dit op die woord van God, Romeine 10:17. Geloof kom deur die woord van God, nie ons ervaring of populêre prediking of opinies nie. So kom ons kyk, wat sê die woord? Wat sê die skrif? Jesus het nooit ooit iemand siek gemaak nie. Nie een enkele keer nie. Gaan soek dit, gaan wys dit vir my. Jesus het nooit iemand siek gelos wat na hom toe gekom het vir genesing nie.
Niemand nie. Jesus het nooit vir iemand gesê dat hy of sy nog nie genoeg geleer het uit hulle siekte nie. En dat hulle oor 'n week of 6 moet terugkom en dan sal hy hulle weer evalueer en kyk of hulle gereed is vir genesing. Nooit nie. So waar kom ons daaraan? Nou sê die woord vir ons in Hebreërs 1 vers 3 en ek lees die Nuwe Lewende Vertaling, net die A gedeelte van hierdie teks. Hy sê die seun weerkaats God se heerlikheid. En hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Hoor jy wat staan nie? Hy sê Jesus is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Met ander woorde, soos jy Jesus sien doen en praat het, so is God. As Jesus niemand siek gemaak het nie, maak God niemand siek nie. As Jesus niemand siek gelos het nie, dan los God niemand siek nie. Matteus 4 vers 23 sê die woord die volgende: En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. In Handelinge 10 vers 38 getuig Petrus van Jesus die volgende: Met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees. En almal genees. En almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hoor jy wat sê hy in Matteus? Hy sê hy het elke siekte en elke kwaal genees. Petrus sê hy het almal genees. So waar's die mense dan wat hy siek gelos het? Waar is ons argument dan dat God party mense genees en ander nie genees nie? En ek weet, daar's gevalle in die kerk en onder ons waar mense genees word en ander nie, en ons gaan nog daarby uitkom. Byt vas, hou aan, luister asseblief, moenie my nou al delete nie. Wees lief vir my, jy moet vir my lief wees. Maar moenie my oordeel op dit wat die woord sê nie. Jy weet, baie mense vandag weier dat die woord inmeng met hulle evangelie. Hoor mooi wat ek sê. Baie mense weier dat die woord inmeng met dit wat hulle glo is die evangelie. Daar's baie mense wat so eng is in dit waaraan hulle vashou, dat hulle nie sal toelaat dat die woord, dit waaraan hulle so krampagtig vasklou, verkeerd bewys nie. Al wat ek jou vandag vra is, gee die woord kans om die waarheid te wees. As Jesus dan vir niemand gesê dat hulle nog nie hulle les geleer het deur hulle siekte nie, dan doen God dit beslis ook nie vandag nie. Inteendeel, die woord sê in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering. Hoor net mooi wat sê die woord vir ons sê. Hy sê die hele skrif. Hy sê nie die skrif en pastore se opinies nie. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En hoor wat sê vers 17, is vir my so mooi. Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hoor wat sê hy in die New King James, hy sê, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Die woord is daar om ons toe te rus, om ons volkome te maak vir elke goeie werk. Die funksie van die woord is om jou volkome te maak. As God jou wou volkome maak deur siekte ook, so hy dit hier genoem het. Maar God gebruik net een manier om jou te leer, om verkeerde stellings te weerlê, om jou te wys op jou foute en om jou te onderrig, om jou te onderwys, om jou op te tel, om jou te verbeter. Hy gebruik net een manier en dit is sy woord. Hy gebruik nie siekte om jou iets te leer nie. Hy gebruik verseker nie siekte om homself te verheerlik nie. Dit sou absoluut absurd gewees het as God jou siek maak om jou dan weer gesond te maak sodat hy verheerlik kan word. Dit sou 'n siek, narcistiese speletjie gewees het.
God is nie in daai game nie. Hy gebruik sy woord om ons te leer, om ons te onderrig, om ons te help, om ons volkome te maak. Dis wat sy woord sê. So geloof kom dan ook nie deur siekte en teëspoed nie. Geloof kom deur die woord van God. Dis wat sy woord sê in Romeine 10 vers 17. Die punt wat ek dus wil maak is, geloof kom nie uit jouself en om op jou tande te kners en harder te probeer nie. En geloof kom beslis nie deur ander se opinies nie, want hulle opinies is skeef en verdraaid en onskriftuurlik baie keer. Geloof kom deur die woord van God. So maak seker jy weet wat sê sy woord oor jou situasie. God wil en kan jou volkome maak deur sy woord. Kies vandag om sy woord te glo, bo dit wat jy gewoond was om te glo. Bo dit wat jy in die verlede vertel is om te glo. Kies vandag om God se woord bo enigiets anders in jou lewe te stel. Dis een van die eerste stappe tot geloof. Geliefde disipel van Jesus, onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.